Welkom terug by ons maandelikse verslag oor wat in die markte gebeur het. Vandag gesels ons weer met Willem Visser, ons portefeuljebestuurder, oor dit wat aangaan. Kom ons begin by president Donald Trump en die tariewe wat hy ingestel het. Wat is die wêreldwye effek van hierdie tariewe? Al die markte wêreldwyd het baie negatief reageer met die S&P wat van die 2 April af een omgewing van 14% af was op 'n punt. Totdat Trump basies deur negatiewe bewegings in die effektemark geforseer is om basies 'n pouse aan te kondig wat daar tyd gegee word om te onderhandel oor hierdie tariewe. Die markte het baie skerp teruggespring, omtrent intradag was die beweging 10% gewees, wat is omtrent 'n jaarsbeweging in 'n dag. Daarna die markte redelik gaan kalmeer totdat Trump begin het om die Federale Reserve aan te dring op rentekoersverlagings. Die markte het niks daarvan gehou nie. Weer begin afgaan net vir Trump om weer om te swaai en te sê nee, dat hy wil nie regtig van Powell ontslae raak nie, en hy gaan ook baie sagter wees op China, en dit is baie meer ook vir onderhandeling. So dit het markte weer redelik gekalmeer die laaste rukkie. Nou, hoekom sal markte so negatief reageer op dit? Basies markte hou niks van onsekerheid nie, en hierdie tariewe het geweldig baie onsekerheid veroorsaak in markte, veral rondom voorraadketings, hoe maatskappye hierdie tariewe gaan absorbeer, gaan hulle dit basies op die neus vat en hulle marges kleiner maak, gaan hulle deurgee aan verbruikers, wat is die effek daarvan op verbruikers, en dan op die eind, wat is die effek daarvan op ekonomiese groei. Nou, in Suid-Afrika, ervaar ons ook hierdie onsekerheid, en hoekom ervaar ons dit? Ja, beslis, die onsekerheid het oorgespoel hiernatoe, veral na jou meer SA gebaseerde maatskappye, hulle het redelik skerp afgekom. Ons is so bietjie gehelp deur die onsekerheid rondom die wetverhoging en die voortbestaan van die RME, en die dat die rand het redelik verswak in die proses, waar meeste ander geldeenhede versterk het teen die dollar die afgelope ruk. So dit het ons markte redelik gehelp, die breë indekse, omdat jy die val op die rug van die goudprys wat ook geweldig op is in hierdie tyd. Die BTW, hele debakel daar rondom veroorsaak verder onsekerheid, want daar is nou beleidsonsekerheid, nadat het aanvanklik gestel is dat daar gaan 0,5% verhoging wees, toe nou basies vanoggend aangekondig is dat dit nou nie meer gaan gebeur nie. Dit skep net 'n ongemaklikheid, en dit skep nog die voortbestaan van die RME, skep ook nog verder ongemaklikheid en onsekerheid. Dankie Willem vir hierdie tyd, vir jou tyd, en dat jy ons so ingelig het met hierdie. Ek dink die belangrikste boodskap uit hierdie is om altyd by jou langtermyn beleggingsplan te bly. In tye van wisselvalligheid en onsekerheid kan mens baie vinnig en baie maklik paniekerig optree, maar die geskiedenis wys dat die mark altyd met tyd herstel. Tot 'n volgende keer. Dankie.